Die liefde is mooi. Die liefde is mooi. Voordat ons die woord gaan bedien, gaan vir die tieners geleentheid gee om saam met Jonathan uit te beweeg na die chapel toe. So julle is welkom. As jy dalk by jou ouers sit, enige tieners, jy is welkom om gou-gou te volg. Ek sien daar's van julle wat by julle ma sit. Dis mooi. So julle is welkom uit te gaan. Baie dankie. Bless julle, daar gebeur wonderlike goed by ons jonger generasie. Ons sien ook hoe ons fusion groei en wat daar gebeur, so ons is baie dankbaar daarvoor. Nou vanoggend gaan ons 'n rukkie gebruik om ook die woord te bedien. En ons is besig om te praat oor die tema wen liefde. En ons almal ken die spreekwoord in Afrikaans wat sê liefde wen, liefde oorwin, liefde oorkom alles. Liefde het geen grense nie. Maar ons het juis vir hierdie reeks het ons gesê ons gaan die vraag eerder of ons gaan die tema eerder 'n vraag maak. Wen liefde. Is dit so dat liefde wen? Hoekom sê ons dit? En ek wil jou nooi as jy die vorige 2 weke se boodskappe gemis het, gaan luister gerus na dit. Ons het teruggegaan na die storie van Paasnaweek toe en dit is die grootste bewys dat liefde wen. Was dit nie vir Jesus se liefde wat aan die kruis gewen het, was daar geen oorwinning oor die mag van die bose nie. Dan was geen een vanoggend van ons vry of verlos nie, maar dit was Jesus se liefde wat hom gemotiveer het, hom gedring het, God se Vader se liefde wat gedring het sodat hy kon kom, sy lewe neerlê en deur sy dood 'n oorwinning kon behaal sodat ons vandag kan vry wees. Nou, dit is 'n baie opmerklik, of hoe sê mens opmerksaam. As jy Johannes 13 gaan lees, dan sien jy dit is die aand voordat Jesus nou gevange geneem gaan word, om gekruisig te word. En in daai hoofstuk gebeur 'n klomp goed. Jesus breek die brood, hy gee vir hulle die beker, hy sê dis nou 'n nuwe verbond, hy stel eintlik die nagmaal daarso in, hy vertel van sy dood wat op pad is, hy sê dat deur sy dood gaan hy oorwinning behaal, hy was hulle voete nê, hy sê daar soos ek nie julle voete was nie, kan julle nie deel aan my hê nie, so daar's 'n klomp groot goed wat daar gebeur, en dan nog een groot ding wat baie uitstaan, wat daar gebeur is, Jesus wat sê, nou gee ek vir julle 'n nuwe gebod. Nou onthou, hulle het die ou gebod geken, nê? Deel van die ou gebod was, jy moet die Here jou God lief hê, jou hele hart, jou hele siel, al jou krag, al jou verstand, en jou naaste soos jouself, en hier maak Jesus hierdie groot verklaring, Johannes 13 vers 34 en 35, en hy sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is as julle liefde teenoor mekaar het. Wat sê Jesus? Jesus sê hoe belangrik, hoe groot is die liefde. En hy sê eintlik vir hulle, my liefde gaan 'n oorwinning behaal in die volgende tyd. Maar dis nie waar dit gaan stop nie. Wat liefde wen. En ek gee hierdie selfde opdrag van liefde vir julle ook, want in die tyd wat gaan kom, gaan daar omstandighede wees, daar gaan plekke wees, waar die liefde moet ingaan, die krag van liefde, om te gaan werk en om te wen. Die liefde gaan so werk, dat het groter gaan wees, as die teenkant, of die resistance, of die moeilike graad, van wat dit ook al mag wees. Die liefde is die ding, wat groter as dit gaan wees, en omstandighede gaan verander. En dis waarom Paulus dan later skryf, en sê, ons kan nie die kwaad met kwaad oorwin nie, maar oor die win die kwaad met die goeie. Praat van die teenoorgestelde gees, die krag van liefde. Nou vanoggend, spesiale Moedersdag, so ek dink is tyd vir 'n bietjie vir stories ook. So ek wil vanoggend vir jou 2 stories vertel, net om hierdie krag van liefde vanoggend te illustreer. Nou die eerste storie het regtig gebeur. Die tweede storie wat ons nou na gaan luister, is sommer net 'n mooi legendariese storie. So ek vertel graag vir die eerste storie. Een van ons vennote vertel vir my, hy sê so 'n paar jaar terug, besluit hulle om 'n huis te bou. Nou almal wat al 'n huis gebou het, julle weet, sê hulle besluit om 'n huis te bou. Hy sê, en hy besluit hoe hy sal die projek oorsien, want hy het bouervaring, maar hy het nou 'n ander voltydse werk, so hy kan nie alles doen nie. En hy kry toe natuurlik verskillende kontrakteurs in, en hy sê alles loop mooi, alles gaan baie goed, en
Op 'n stadium is hy nou besig met die subkontrakteur vir die glas en die aluminiumwerk en hy sê hy gee 'n groot deposit toe sodat hulle die ding kan doen, laat dit vinniger kan gaan en die subkontrakteur se terreinbestuurder is die heeltyd daar en dinge loop mooi en ewe skielik op 'n dag kom hy agter hier's iets aan die gang. Hy sê, hy kry nie die terreinbestuurder in die hande nie, hy daag nie gereeld op nie, as hy dan daar opdaag, dan is hy arrogant, hy sê, dis net 'n baie moeilike situasie en eventueel sien hy, maar hierdie projek, hierdie huis, gaan op 'n ramp afstuur en dit gaan vir hom baie geld kos. En natuurlik doen hy dit wat ons behoort te doen. Hy gaan in sy stilte tyd na die Here toe en hy begin te bid oor hierdie ding. En hy sê, Here, ek het u wysheid nodig. Ek het u raad nodig hoe om hierdie te hanteer. En hy besef, as ek nou hierdie uit my eie krag, my eie wysheid gaan hanteer, gaan hierdie ding net nog verdere afdraand pad vat, want my emosies is klaar nie op 'n goeie plek nie. Hy sê en hy raak stil voor die Here en uiteindelik beleef hy dat die Here vir hom sê, vat 'n X bedrag geld, ry bank toe, gaan trek hierdie geld en gaan gee dit vir die terreinbestuurder. Maar sê vir die terreinbestuurder, hierdie geld het niks te doen met die werk nie. Ek gee dit ook nie vir jou met 'n agenda nie, ek doen dit net omdat ek God liefhet en omdat die Here vir my gesê het, ek moet dit doen. Hy sê, hy ry toe bank toe, maar terwyl hy bank toe ry, redeneer hy. Hy sê, is ek besig om die kluts kwyt te raak? Kan dit wees dat die Here vir my so iets sê? Nee, en hy trek die geld, hy sê op pad na die bousite toe, is hy weer besig met die Here, hy sê, en by daai dag, of op daai dag, kom hy by die bousite, hy sê, daar gebeur iets wat nog nooit gebeur het. Hy sê, op daai dag, besluit die terreinbestuurder om op sy parkering te stop en hy stop skuins, hy stop baie sleg. Hy sê, toe moet jy die swybrand voel. En hy besef toe nee, maar hy het verkeerd gehoor. Nee, hy wil met hierdie gedagte, maar hy weet, soos Paulus skryf, the love of Christ compels us, die liefde van Christus dring ons. En hy sê toe hy uit die voertuig uitklim, gewoonlik, as hy daar gekom het, dan was die terreinbestuurder al besig, maar hy is toe nou so half een kant, en hy klim ook uit die bakkie uit. Hy sê, hulle stap na mekaar toe, hulle by mekaar kom, daar's niks meer van die verhouding eintlik oor nie, want dit is net awkward en moeilik. Hy sê, toe hy by hom kom, toe is dit weer so, en toe hy met hom begin praat, toe voel hy klaar die terugdruk van hierdie terreinbestuurder af, en hy sê, van hoorie, gee my net 'n kans. Hy sê, ek wil vir jou iets gee. En dit wat ek vir jou gaan gee, het niks met die werk te doen nie. Ek gee dit vir jou, dis joune, ek beleef dis hoe die Here my lei om dit te doen. Hy sê, en die ou vat die koevert, en hy maak dit toe sommer dadelik oop. Hy sê, en toe hy die koevert oopmaak, toe bars hy uit, in trane. En hy weet nie eintlik wat om met hom te doen nie, moet hom troos, wat moet hy maak? Hy sê, maar die groter ding wat gebeur is, toe die ou so reageer, hy sê, toe voel hy, hoe verlaat al die frustrasie, al die slegte emosies, al die kwaad, hoe verlaat dit homself. Hy sê, en die jongman begin praat, hy sê, jy sal nie weet, wat vir my hierdie beteken, in randwaarde nie, maar ook in die daad. En hy begin uit te pak oor sy lewe. Hy sê, hierdie company maak vandag toe. Die baas het ons laat weet, ons het nie meer werk nie, maar ek het maar gekom. Hy sê, ons maak toe, die balje het al reeds goed teruggevat. Hy sê, as ek nie vandag my huis betaal nie, sit hulle my uit. Hy sê, my vrou is reeds besig met 'n proses om my te los, omdat dit finansiëel so moeilik gaan. Hy sê, en in 'n oomblik verander die hele wêreld, die atmosfeer verander. Hy sê, en hy maak seker van sy feite oor die besigheid, en in daai oomblik of in daai dag, skep hulle twee 'n werksooreenkoms om die werk klaar te maak, en hy sê, hy gaan doen toe sy somme, en hy besef toe sy ander subkontrakteur moes ingekry het, sou het om ten minste nog 'n R300,000 gekos het. En die Here werk met hulle al twee, in die natuurlike goed, maar ook met die geestelike goed. En die uiteinde van die storie is, buiten vir die feit dat hy gehelp word, beleef hierdie persoon God se liefde. Hy beleef iemand wat omgee. Ons sê baie in Doxa Deo,
die mense van Jesus se tyd het verwag dat hy sal kom en so die politieke regering van die Romeine sou hy uit die pad uitgestamp het. Maar Jesus doen dit nie. Jesus kom in dit in met sy liefde. Onthou, dit was 'n wrede wêreld, die Romeinse wêreld. Maar Jesus kom met liefde. Hy sê, en in daai oomblik maak die arrogansie en die konflik en die stryd en die woede plek vir liefde. Vir die krag van liefde om te werk. Nou wat sê ek vanoggend vir jou? Ek weet hier's baie bouers in ons gemeente. Ek sê nie ry môreoggend en trek die geld, ek gaan gee die glad nie. Ek sê maar luister, wees sensitief vir wat God vir jou sê wanneer dit daar is. En daai gebeur nie net op bousites nie. Dit gebeur in ons wêreld. Nou Hebreërs 13, die brief van die Hebreërs bestaan uit 13 hoofstukke en ons het in hierdie jaar al baie gekuier oor Hebreërs en ons gaan nog, want dit is so 'n ryk boek. Maar Hebreërs bestaan uit al die groot temas, net te veel om op te noem. Dit gaan oor Jesus se koningskap. Dit gaan oor die feit dat hy sy lewe neergelê het vir ons sondes. Dit gaan oor hom as hoë priester wat ingegaan het, in 'n tabernakel wat nie met mense hande gebou is nie, wat 'n eenmalige offer vir ons gebring het. Dit gaan oor die geloofshelde. Daar's al hierdie groot temas in Hebreërs en dan kom jy by die laaste hoofstuk, hoofstuk 13 en dan ewe skielik is wat gaan nou hier aan? Die opskrif van die 13de hoofstuk is praktiese riglyne vir Christendom. En dit is sommer asof die Hebreërs skrywer wil sê, al hierdie groot goed, God se koningskap, sy wêreld, sy koninkryk, hoe julle ingesluit is by dit, die feit dat julle nou vrye toegang het tot die troonkamer, hierso is 'n klomp praktiese goed van hoe gaan julle dit prakties uitleef. Ons wil mos altyd weet hoe. En as hy vir die Hebreërs skrywer sê hoe om dit te doen, en dan gee hy so vers na vers na vers, gee hy vir ons 'n klomp goed wat ons nou van hulle al reeds hanteer het. Maar hy begin met Hebreërs 13 vers 1, die broederliefde moet bly. Die broederliefde moet bly. Ander goed kan eerder gaan, maar die broederliefde moet bly. Daar's 'n spesifieke rede daarvoor. God se koninkryk werk deur die krag van liefde. Daar waar liefde nie is nie, weet ons wat daar gebeur, maar waar daar liefde is, wen dit en dit oorwin. So 2 weke terug het ons gepraat oor gasvryheid. Hy sê, wees gasvry teenoor almal. Dan sê hy, gasvry is 'n manier, dis 'n praktiese manier hoe om liefde te laat wen. Soos wat God ons met sy gasvryheid verwelkom het, word ons nou geroep om dit te doen, want jy weet nooit wat gaan aan in iemand se lewe teenoor wie jy gasvry is nie en wat dit kan bring. Toe het ons ook so vinnig net geraak, Hebreërs skrywer vat dit sommer net so die een na die ander. Ons het gepraat ook dat hy gesê het, wees vry van geldgierigheid. Ons het ons altyd gesê, as die armoede by die voordeur inloop, dan loop die liefde by die agterdeur uit. En miskien is daar so 'n bietjie waarheid daarin, maar daar's ook waarheid in, as die geldgierigheid by die voordeur inloop, loop die liefde by die agterdeur uit. En daarom sê die Hebreërs skrywer, keer dat daai ding nie julle lewens gryp nie. Dan praat hy oor nog 'n klomp beginsels oor die huwelik, oor die gemeente ensovoorts. Nou vandag wil ons so 'n bietjie stil staan by nog 'n aspek van hoe liefde wen, prakties wen. En dis die gedagte van empatie. Nou ons almal weet, empatie is anders as simpatie. Ons hoef nie dit vanoggend te verduidelik nie. Nou hoor gou-gou, hoe skryf die Hebreërs skrywer oor empatie? Net in ander woorde. Hy sê in vers 3, ons het hom nou geskiep in die vorige weke, so ons doen hom nou vandag. Hy sê, dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is, en aan die wat mishandel word. Dan die laaste stukkie van die sin. As mense wat self ook 'n liggaam het. Hoor hom gou weer. Dink aan die gevangenes asof julle ook gevangenes is. Dink aan die wat mishandel word. En dan, as mense wat self ook 'n liggaam het. Nou net gou-gou 'n bietjie agtergrond wat baie belangrik is. In daai tyd was Christene baie vervolg en dan is hulle in tronke gegooi. So baie van die mense in die tronke was Christene gewees en hulle het jou daarin gegooi en dan was dit jou saak hoe jy verder regkom. Dis nie die tronke soos vandag nie. DStv en toast en wat als nie. Nee, jy's in daai tronk gegooi en as jou familie of jou vriende nie vir jou gesorg het nie, het jy dood gegaan. Jy sou dood gegaan het
aan hongersnood, of as jy dan siek geraak het, dan sou die siekte jou sterfte veroorsaak het. So as hy sê, dink aan die gevangenes, is dit nie net, o ja, ek dink, ja, dit is maar seker baie moeilik, en dis simpatie nie, maar hy sê, dink aan hulle, beteken, jy staan hulle by, jy versorg hulle, daar's aksies van liefde. En ek dink dis hoekom die Hebreërs skrywer die woorde gebruik, as mense wat self ook 'n liggaam het. Met ander woorde, mense wat mishandel word, mense wat swaar kry, mense wat gevangenes is. Wanneer ons dit sien, moet ons onthou, hulle het ook 'n liggaam, net soos ek. Hulle het 'n liggaam, hulle het 'n lewe wat net so kwesbaar is soos ek. Hulle het 'n lewe wat ondersteuning nodig het, net soos ek. Hulle het 'n lewe wat liefde nodig het, net soos ek. So die Hebreërskrywer sê eintlik hier, wanneer jy hierdie goed sien, gaan plaas jouself in daai liggaam. Ons sê dit net anders te vandag. Ons sê, kom ons gaan sit onsself in daai persoon se skoene. Nou as ek aan dit dink, dan wil ek sê, Here, help ons. Want ons wêreld praat van iets anders. Die wêreld waarin ons leef, het min van hierdie in. Die wêreld waarin ons leef, is sê, sorg vir jouself, kyk na jouself. Maar hier kom die Hebreërskrywer duidelik, hy sê, dink dadelik aan daai mense, sit jou in hulle skoene, soos een wat ook 'n liggaam het. Want wanneer ons dit doen, wanneer ek in jou skoene inklim, as ek na jou begin luister, regtig luister, as ek na jou begin luister en ek klim in jou skoene in, weet jy wat gebeur in daai oomblik? Empatie word gebore. As 'n mens self deur iets is, kan jy soveel makliker met iemand, soos ons sê, relate. As jy self deur iets is, kan jy soveel makliker met iemand empatie hê, want jy weet hoe voel daai skoene. Maar die Hebreërskrywer sê nie, ons moet wag totdat dit met ons gebeur nie. Hy sê, God, later in daai hoofstuk ook, dan sê hy, die goeie herder, hy is die een wat ons nou toerus. Hy is die een wat ons leer om sy wil te doen. En die Heilige Gees kan vir jou dit oopbreek. Hoe is dit om in daai skoene te wees, sodat jy kan help en sodat liefde kan wen. Nou ons weet, as ons praat van tronke, dan weet ons mense is nie net in fisiese tronke nie. Ek dink hier's min van ons vanoggend, as ons nou met 'n opname maak, wat sal sê, ek ken iemand in 'n tronk. Daar sal dalk voorbeelde wees, maar min mense wat ons vandag ken, is in fisiese tronke. Maar mense sit in tronke van ander goed. En hulle het vrylating nodig. Hulle het oorwinning uit daai tronke nodig. En ek het sommer net so vir jou 'n image op die bord gesit, sommer net so 'n paar vinnige goed neergeskryf om te sê, in watse tronke sit mense? Baie mense sit in tronke van hulle verlede. Baie mense sit in tronke van hulle skuld. Baie mense sit in tronke van veroordeling. Ek het so paar maande terug met iemand gedeel, wat regtig wil vorentoe gaan en vorentoe beweeg, maar by die huis en die familie is daar soveel veroordeling. En ek besef van daai oomblik, this is the last thing that she needs. Mense sit in tronke van depressie, tronke met allerlei emosies. Mense sit in tronke van eensaamheid, tronke van onreg wat aan hulle gedoen word en vra vir hulp, skree vir hulp. Mense sit in tronke van vrees, tronke van verlies, tronke van minderwaardigheid. Ons kan aangaan met daai lysie tot vanmiddag. Tronke wat vrylating nodig het. Tronke wat oorwinning nodig het. Dink aan daai mense, sê die Hebreërskrywer, soos mense wat 'n liggaam het. Nou, hier is die storie, die opgemaakte storie wat ek sommer vandag het vir jou wil lees. So ek wil vra om sommer net aandagtig te luister. Dit is 'n kort, eenvoudige storie, maar met soveel diep betekenis. Daar was eens 'n dorpie met 'n ou gebou op die rand van die veld. Die mense het die plek die huis van tronke genoem. Maar daar was geen tralies of wagte nie, net deure, baie deure. En agter elke deur was daar 'n mens. Daar was Anna. Haar deur het 'n bordjie gedra, skuld. Elke dag herhaal sy die woorde van dit wat sy een keer gesê het en nie kan terugtrek nie. En nou glo sy God en mense is te veel seer gemaak deur haar om ooit vry te wees. In die volgende kamer was Samuel.
Sy naam was Vrees, of sy deur se naam was Vrees. Hy was baie jare gelede terug, verraai, en nou vertrou hy niemand nie. Elke oggend kyk hy by die venster uit. Hy wil graag buite toe gaan, maar sy voete bly vas aan die vloer. Naby die kombuis was 'n jong vrou, Emma, haar kamer heet Verlies. Sy hou 'n ou baba hempie vas en praat sag met iemand wat nie meer daar is nie. Sy huil nie meer hard nie, sy huil stil. In een van die donkerste kamers sit Jack, op sy deur staan onvergewensgesindheid. Hy hou 'n foto van sy pa vas, geskeur in die middel, en hy weier om die stukke weer aan mekaar te sit. Dan eendag kom 'n vreemdeling die huis binne. Hy dra nie sleutels nie, maar hy het oë wat sien. Hy het oë wat regtig sien. Hy gaan na elke deur toe. Hy klop nie hard aan die deur nie, hy tik net saggies aan die deur met die woorde: ek weet hoe dit voel. Hy huil saam met Anna. Hy sit stil langs Emma. Hy fluister hoop in Samuel se oor, en by Jack los hy die helfte van 'n kruis en vra vir hom of hulle dit saam kan voltooi. Sommige deure maak stadig oop, ander bly toe vir nou. Maar een vir een begin die huis van tronke te verander, want dit word 'n huis van genade, waar mense weer die lig begin sien. Die mense begin hierdie lig sien, nie omdat hulle ewe skielik sterk geword het nie, maar omdat iemand wat kan sien, wat lief het, wat stil staan, wat omgee, kom help het. What a story. Our world needs this. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Ek gee vir julle 'n nuwe opdrag. Empatie is nie net om te hoor nie. Is nie net om te dink nie. Is om te voel. Dis om naby te kom. Dis om te help. Empatie is God se manier. Empatie is die manier hoe God vlees geword het. Dis een van die maniere wat hy nog steeds vir ons gee wanneer hy sê die broederliefde moet bly. 'n week of 2 terug het ek sommer vir julle net hierdie voorbeeld gegee en ek gedink ek wil dit vanoggend net weer vir julle gee. Ons kan dit vanoggend, ons het dit gebruik vir gasvryheid, maar ons kan dit vanoggend gebruik vir empatie. Empatie is nie om 'n streep deur iemand se lewe te trek nie, maar om iemand se lewe te onderstreep. Ek het die stories al baie vertel. Ek loof die Here vir mense oor my lewenspad wat kon. Hulle kon seker, as ons in wêreldse terme dink, met die grootste reg 'n streep deur my lewe trek. Maar hulle het gekom en het my lewe geonderstreep. Loof die Here daarvoor. Waar sou ek wees? So vanoggend wil ek gou vir jou net hierdie skrif lees. Filippense 2, so bekende skrif van vers 5 tot 8 wat sê: laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe in die vorm van 'n mens verskyn, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Ek wil afsluit met nog 'n kort storie uit die Bybel uit. Stadium sê Jesus vir sy disippels: klim op die bootjie, vaar na hierdie verlate plek toe, want ek kan sien julle is moeg. Die skrif sê, die skrif is eintlik so kostelik as mense dit lees. Hy sê, hulle was so besig dat hulle nie tyd gehad het om te eet nie. Julle weet hoe voel dit. Jy is so besig, vanaand ontdek jy, ek was vandag so besig, ek nog eers geëet nie. Die disippels en Jesus was so besig, hulle het nie tyd gehad om te eet nie, so hulle vlug eintlik 'n bietjie op hierdie bootjie, kom by 'n verlate plek. Intussen tyd het die mense geweet dat hulle op pad soontoe is, hulle het hulle gesien, hulle hardloop land langs soontoe, en toe hulle daar uitklim om nou te rus, gedaan, moeg, toe is al hierdie skares mense daar. Ek dink ek sou redelik swybrand gekry het, en in die boot omgedraai het, en teruggegaan het, en net op die water gesit het. Maar hoor wat doen Jesus, Markus 6 vers 34, hy sê, toe Jesus uitklim,
Hy klim maar uit. Is eintlik hier om te rus, maar hy klim uit. Het hy die groot skare gesien en hulle innig jammer gekry. Omdat hulle so skape sonder 'n herder was en hy het begin om hulle uitvoerig te onderrig. Daar's nog 'n plek waar ek dalk nou so 'n bietjie in die strik sou trap om te sê, man kom ons doen net gou iets vir hulle. Dan dalk gaan hulle. Die skrif sê hy het hulle uitvoerig onderrig. Engelse vertaling sê he had compassion on them. Want hulle was soos mense sonder 'n herder. In die storie raak dit laat. Die disippels sê Jesus, dis 'n verlate plek. Die stuur die mense weg. Dit gaan donker raak. Stuur hulle net ten minste na die dorpies en die plase hier naby dat hulle iets kan koop om te eet. En Jesus sê vir hulle, en ek dink dit was vir hulle so eye opener. Hy sê vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. En ons weet, ons sit altyd die klem op die storie, van die wonderwerke, 5 brode, 2 vissies van 'n seentjie, dit breek, dit vermeerder, 5000 mans met hulle gesinne en kinders, of vrouens en kinders word gevoed, en daar bly 12 mandjies oor, En ons lees hierdie storie as hierdie groot wonderwerk wat gebeur, en al ons klem is op daai wonderwerk, want dit is 'n massiewe wonderwerk, maar voor daai wonderwerk is daar iets anders. The disciples were concerned. But Jesus had compassion. Elke keer, hierdie is so integraal deel van Dr. Dayo se storie, en elke keer as oor hierdie storie praat, dan bid ek en sê, Here, help ons, U gee vir ons hierdie visie, God's transforming presence in global cities. En baie keer sê ons, Here, waar's die wonderwerke, waar's die deurbrake, waar's die oorwinning, dan dink ek, Here, ons moet een stap reverse, terugtree, ons moet eers sê, where's the compassion? Waar is die kompassie? Waar is die innige meegevoel? En dan word dit 'n gebed om te sê, Here, maak ons alert vir hierdie, maak ons wakker vir dit. Ons soek die wonderwerke, maar daar's iets anders. Empatie is nie net 'n bybestanddeel nie, dis die hoofbestanddeel. Dis die hoofbestanddeel. Dis God se hart. God is liefde. Dis hoekom Paulus so mooi skryf, hy sê, al kan ek al hierdie goed doen, al werk die gawes hoe spectacular, as daar nie liefde is nie, beteken dit niks. In oomblikke van empatie, in oomblikke van compassion, ek kan nie vir jou presies sê hoe dit werk nie, maar ek weet dit werk. In daai oomblikke kry God se krag geleentheid om te werk, want Jesus se oorwinnende krag begin by liefde. Dis deur hom bewys, dit word nog steeds elke keer bewys, soos wat dit werk. Ek wil jou vanoggend vra, wie is daar naby aan jou? Wat swaar kry? Wie is daar naby aan jou wat oorwinning nodig het? Wat 'n situasie of omgewing is daar naby jou wat oorwinning nodig het, wat swaar kry, wat 'n deurbraak nodig het? Kom ons maak hom nog makliker. Ons weet hoe lyk die koninkryk van God. Dis geregtigheid, vrede en blydskap. Wie is daar naby jou wat die koninkryk van God nodig het sonder dat hulle dit weet? Watter situasie rondom jou het die koninkryk van God nodig, maar hulle weet dit dalk nie? Hy het compassion in jou hand gesit. Gesê, soos wat ek lief het, gaan wees so lief. Dra hierdie logo. Doen dit. Volhard met dit. En kyk wat God doen. En ek weet volgende, terwyl ek hierdie woord bedien, gaan daar baie goed deur ons koppe van hoe moeilik is hierdie situasie, en hoe moeilik is daai situasie. En daar is wraggies. Sulke moeilike situasies. Iemand het tussen die 2 dienste met my kom praat, wat so 'n moeilike situasie het, dat ek sê, ek weet nie hoe om jou te antwoord nie, maar ons kan bid. And we can keep on loving. We can keep on doing this and not this. Want die versoeking om nou dit te doen is so groot. But it's not God's recipe. Kom ons sluit ons oë. Here, vanoggend loof ons U vir U woord. Soos wat ek vanoggend vir die moeders gebid het, Here, wil ek vir elkeen van ons bid. Kom doop ons met U Gees, kom doop ons met U liefde. Kom stort U liefde in ons harte uit, Here. Liefde is ook iets wat ons leer. Is iets waarna ons toegerus word. Help ons, Here, dat ons kan oorgee, sodat ons kan aanhou leer, kan aanhou toepas, kan aanhou oefen.
Selfs in situasies of plekke waar ons gekom het en gesê het, Here, dit is nou 'n streep. Selfs daar roep U ons om oor te klim. Oor te klim in God se speelveld. In God se manier van dinge doen. Volgende bid ons dit, Here, ons weet, U het gesê, deur die profeet reeds in die Ou Testament, is nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. En ons weet, U het daai woord gegee vir Serubabel wat die tempel moes herbou, want dit was 'n amper 'n onmoontlike taak, het onmoontlik gevoel, Here. Maar so sê U ook vandag vir ons, aan hierdie kant van die kruis, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, deur my liefde. My gees is liefde, ek is liefde. Ons bring vandag, Here, ons wêreld voor U, maar ons is in daai wêreld. En Here, in plaas van vanoggend om teë te skop en weg te druk, wil ons sê, Here, gebruik ons, stuur ons, wys ons, vul ons, leer ons, lei ons. This is your gospel. Dis U evangelie, Here, wat U gesê het, glo hierdie evangelie. En ons wil volgens sê, Here, ons glo wat U sê, wat U leer, wat U wys. Love never fails. Net daar waar jy sit, wil jy net so 'n paar sekondes vat. Miskien is daar iets wat die Here volgens vir jou wil uitlig, vir jou te wys. Waar is empatie nodig? Waar is gasvryheid nodig? Waar is liefde nodig? Waar is geduld nodig? Waar is al hierdie mooi dele van die vrug van die Gees nodig? Hoor 'n bietjie wat hy vir jou sê.